Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, in 'n wêreld waar soveel goedere en dienste aan jou en my die hele tyd verkoop word, is daar 'n bemarkingstaktiek wat genoem word 'n bait and switch. Wat ten beste so klein bietjie slinks is en ten slegste oneties is. Dit is waar ek en jy gekry word om op te teken vir iets, om te besluit om iets aan te koop of om op te teken vir iets, maar waar die werklike koste daarvan so klein bietjie van jou en my teruggehou word, aanvanklik ten minste. Aanvanklik besef ons nie heeltemal wat dit ons gaan kos nie. En ons baie voorbeelde van dit. Die een is waar ek en jy gevang word met die klein skrif. Dit gebeur baie kere. Ek wil so 'n voorbeeld daarvan sal wees, ek sal nie name noem nie, maar jy kan self uitfigure van ligrederye, wat vir jou sê, luister hier, vandag is die dag wat jy in hierdie tyd, in hierdie ure gaan opspring, dan kan jou kinders verniet vlieg, en so jy los alles en jy klim op die internet sodat jy hierdie kaartjies kan koop en net voor jy betaal, dan sien jy die klein skrif wat sê, let wel, dit is 1 kind per volwassene, wat 'n probleem is, as jy 4 kinders het. Maar jy het al soveel tyd in dit spandeer, jy klaar in jou kop, klaar die vakansie beplan en gedroom, en so dan koop jy maar vir almal kaartjies en die bagasiegelde en al die belastinggelde, en dan maak hulle nog steeds 'n lekker geld uit jou uit. 'n ander voorbeeld van hoe ons gevang word met hierdie goeders is wanneer ons gevang word met die inherente koste van 'n ding, Printers is die klassieke voorbeeld daarvan. Jy koop 'n printer, is awesome, hy kos jou net R1000, maar jy vergeet dat in daai printer is daar 'n cartridge wat jou R500 kos, en so hulle gaan anyway lekker geld uit jou uitmaak. 'n derde voorbeeld van dit is wanneer ek en jy gevang word met langtermyn eskalerende kostes. So jou gym hardloop hierdie special vir die volgende 6 maande teen R150 kan jy opteken by die gym. Awesome, jy skryf op vir dit. Na 6 maande skuif dit op na R600 toe 'n maand. Maar nou is jy al so gehoek op endorfines, jy is so gewoond aan die gym instructors daar dat hulle het jou gevang. En vriende, ek begin hierso, en dit skaam my om dit te sê, maar die realiteit is dat wanneer dit kom by evangelisasie, is ons as die westerse kerk baie kere skuldig aan 'n soortgelyke bait and switch taktiek. In ons begeerte baie kere om ander mense aan te spoor, om disippels van Jesus te raak, wat ek en jy baie kere doen, is ons is geneig om so klein bietjie die klein skrif van disippelskap net so klein bietjie kleiner te maak. Ons is geneig om die inherente koste daarvan, die langtermyn implikasies daarvan, indien jy sou besluit om 'n disipel van Jesus te word, wel ons conveniently baie kere bly so 'n bietjie stil daaroor. Ons geneigtheid is baie kere om die deur so wyd as moontlik oop te maak en die hoogspringlat so laag as moontlik te stel, sodat soveel as moontlik mense kan opteken om disippels van Jesus te word. Ons doen dit so baie kere in die naam van God en Christendom, vriende. Maar wat ek graag wil hê ons vandag oor moet saam dink, en dit was vir ons gelees in daai gedeelte, en ek hoop jy het dit gelees, en ek hoop dit het jou getref, ek hoop dit het jouself so klein die laat regop sit, is dat as ons kyk na Jesus, in sy aardse bediening, toe hy disippels gemaak het Jesus, was hy nie skuldig aan hierdie bait and switch taktiek nie. Jesus het uit die staanspore uit dit bitter duidelik gemaak vir elkeen wat dit oorweeg het om sy disipel te word, het Jesus gesê, besef wat die koste sal wees as jy my volgeling gaan wees. En vriende, dit is wat ek graag wil hê ons moet vandag na kyk. Ek dink nie daar's 'n plek in al Jesus se woorde en al die evangelies waar ons sien waar Jesus hierdie punt, die koste van disippelskap, so duidelik maak soos hier in Lukas 14. En hier dan is die ongelooflike aankondiging, hierdie ongelooflike stelling van Jesus wat ek graag wil hê ons vandag oor moet saamdink en oor moet besin. Kyk saam met my daar in julle blaadjies en hou dit asseblief die hele tyd byderhand. Maar kyk saam met my daarso na vers 26. Hier is die ongelooflike stelling wat Jesus gemaak het. Vers 26. If anyone comes to me and does not hate his own father
and his mother, and his wife, and his children, and his brothers, and his sisters, yes, and even hates his own life, he cannot be my disciple. En dit is al wat ek eintlik wil hê ons vandag op moet fokus. Is spesifiek daai vers. Ons wil onsself afvra vandag, vriende, wat bedoel Jesus met daardie ongelooflike aankondiging van vers 26 en tot wat presies roep Jesus ons daar? Nou, soos wat ons gaan kyk na daai vers nou, vriende, wil ek hê dat ons moet eerstens dus verstaan wat Jesus daarso sê, en hierdie is, by the way, net so klein bietjie van 'n tip van jou, as jy ooit na die Bybel toe kom en daar's 'n spesifieke vers wat jy nie lekker seker is, wat gaan in hierdie versie aan nie, dan gewoonlik is die antwoord om jou te help om daai vers te verstaan, is die konteks. En dit is presies dieselfde hier, en dit is wat ek graag wil hê ons moet sien. Ek wil hê ons moet sien wat Jesus bedoel met vers 26, en dan wil ek net hê ons moet na twee implikasies van daai waarheid wat Jesus in vers 26 kommunikeer, wil ek hê met ons oor twee implikasies van daai waarheid nadink. So, eerstens dan, wat bedoel Jesus met hierdie ongelooflike woorde van vers 26? Ons het gesê, konteks is die antwoord. Hier is die eerste ding. Vriende, kyk saam met my raak daarso, wie Jesus hier direk mee gepraat het. Dis belangrik vir jou en vir my te verstaan met wie Jesus gepraat het. Kyk aan vers 25. Jesus praat, vriende, met die groot menigte. Die Engels verwys daarna as die great crowd. Nou reg deur die evangelie van Lukas veral, verwys die groot menigte na daardie mense wat aanvanklik baie opgewonde was oor Jesus. Hulle het gelove al hierdie wonderwerke wat Jesus gedoen het, en hulle het aan Jesus se lippe gehang. En so daar was hierdie great crowd van aanhangers wat agter Jesus aangestap het. Maar reg deur veral die evangelie van Lukas verteenwoordig hierdie groot menigte van mense, 'n groep van mense wat opgewonde raak oor Jesus, maar hulle entoesiasme oor Jesus is eintlik bitter oppervlakkig. Eintlik is hulle in hulle najaag van Jesus, sien jy reg deur die evangelie van Jesus, is hulle eintlik baie selfgesentreerd. Hulle volg vir Jesus vir dit wat hulle uit die deal uit gaan kry. Reg teen die einde van die evangelie gaan die einste great crowd die ouens wees wat gaan uitroep en sê, kruisig hom, kruisig hom. En so baie van hulle gaan dan, wanneer push comes to shove, gaan hulle rug omdraai en van hom af wegkeer. Met ander woorde, vriende, Jesus se woorde, hoor mooi, hier in vers 26, word gerig aan 'n mense wat vir selfgesentreerde motiewe na Jesus toe kom. Jesus se woorde hier is spesifiek vir mense wat 'n oppervlakkige verstaan het van wie Jesus is en wat dit beteken om Jesus te volg. Hier's die tweede ding in die konteks wat ek en jy moet verstaan as ek en jy gaan verstaan wat Jesus in vers 26 bedoel. Sien raak tweedens nou saam met my vriende in daai gedeelte wat Jesus net voor hierdie stelling gesê het, wat ons vind daar in vers 26. Dit is wat ons daar vind in vers 15 tot 24, hierdie baie bekende storie wat genoem word die gelykenis van die groot feesmaal. Nou daar's 'n konteks tot daai gelykenis, en so op daardie stadium, vers 15 kan jy dit sien, sit Jesus in hierdie huis, Jesus sit om 'n ete saam met 'n klomp fariseërs. Hy's in 'n fariseër se huis, ons 'n klomp ander fariseërs daar, en een van die ouens, vers 15, sê met baie bravada, geseënd is elkeen wat in die koninkryk van God by die groot feesmaal gaan wees. Hierdie ou kom met die aanname dat hy is een van die ouens wat 'n seat at the table gaan hê in by die groot feesmaal. En so Jesus vertel dan hierdie gelykenis. Jesus sê dat daar was hierdie eienaar van hierdie groot huis. En die eienaar het sy dienskneg uitgestuur en hy het vir sy dienskneg gesê, gaan uit en gaan nooi my gaste om te kom na my feesmaal toe. En so die dienskneg kom by die eerste huis, hy sê vir hom, kom, jy's genooi om aan te sit by die eienaar se groot feesmaal. En die eerste huis sê vir hom, man, hoorie, dit sou baie nice gewees het, maar ek het nou net hierdie landery gekoop, en so ek moet so klein bietjie dit gaan bewerk, so sorry, volgende keer, ek gaan dit nie maak hierdie keer nie. Die dienskneg gaan na 'n tweede ou toe, en die dienskneg sê vir hom, kom, jy's genooi na die groot feesmaal van my eienaar toe, en daai ou sê vir hom, weet jy, ek het nou net 'n klomp beeste gekoop, en man, hulle lyk nie te lekker nie, ek moet hulle gaan dokter, so sorry, next time. En so die dienskneg gaan na 'n derde ou toe, en sê vir hom, kom, jy's genooi na my eienaar se groot feesmaal toe, en hy sê vir hom, hoorie, ek
Ek het letterlik laasweek getrou. Ek is nog op honeymoon. Ek moet so 'n bietjie kwaliteit tyd saam met my vrou spandeer. Ek kan nie nou kom na jou eienaar se feesmaal toe nie. Waarop in Jesus se gelykenis ons sien die gasheer was toe woedend. Die gasheer van die feesmaal het sy diensknegt toe beveel om uit te gaan en al die armes, al die agtergeblewenes, die wat lam en siek en blind en swaar gekry het, om hulle te gaan nooi, want lees saam met my vers 24. None of those, sê die gasheer, none of those men who were invited shall taste my banquet. Vriende, hier is die punt van die gelykenis, hoor mooi. Jesus sê vir daai ouens wat daar so saam met hom sê, dit is nie so seer die godsdienstiges wat God se koninkryk sal beerwe nie. Dit is eerder die wat die ewige feesmaal saam met God as meer kosbaar ag, as enigiets anderste in hierdie lewe wat vir hulle kosbaar is. Dit is hulle wat eendag by die ewige feesmaal sal wees. En vriende, hoor mooi, dit is dan die punt van vers 26. Kyk, wees om my daarna vers 26. Vriende, wanneer Jesus in vers 26 die groot menigte roep om hulle families en hulle geliefdes, hulle naasbestaandes inderdaad, selfs hulle eie lewens neer te lê, dan is Jesus nie besig om te sê dat ons moet ons geliefdes en families en selfs ons eie lewens letterlik haat nie. Natuurlik is dit nie wat Jesus bedoel nie. Seker Jesus, een van Jesus se bekendste leringe is waar Jesus sê dat jy moet jou naaste lief hê soos jy jouself moet lief hê. En so Jesus bedoel nie daarso jy moet letterlik jou families haat nie. Wat Jesus daarmee bedoel, vriende, is dat jou geliefdes, jou naasbestaandes, inderdaad jou eie lewe, nee, dit kommunikeer, dit simboliseer daardie dinge in ons lewens wat vir jou en vir my in hierdie lewe die kosbaarste is. Hierdie is Jesus se punt. Hoor mooi. Vriende, Jesus sê in hierdie gedeelte vir sy aanvanklike, vir daai groot menigte daar, en Jesus sê vanoggend vir ons hier, Jesus sê vir ons dat indien daar iets, indien daar iets is in hierdie wêreld wat vir jou meer kosbaar is, sê Jesus, as wat ek vir jou is. In die taal van die gelykenis, as daar iets in hierdie lewe is wat vir jou 'n groter prioriteit is, as om saam met my eendag by die ewige feesmaal aan te sit, dan sê Jesus, is jy nie gereed nie. Dan is jy nie geskik om my volgeling te wees nie, sê Jesus. En vriende, ek en jy kan seker wees dat dit is wat Jesus in vers 26 bedoel, want nie net voor hierdie gedeelte nie, maar dit wat Jesus dan net hierna in die res van ons gedeelte gaan sê, gaan Jesus dit nog duideliker vir ons uitspel. Kyk saam met daar in vers 27. Vers 27 sê Jesus, whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. 'n Kruis natuurlik in Jesus se tyd, soos wat dit in sy eie lewe was, 'n kruis simboliseer of is 'n simbool van dood. En so Jesus sê vir die groot menigte en ook vir ons indien, hy sê vir ons indien julle nie bereid is om julle lewens neer te lê nie. As julle nie bereid is om dit wat in hierdie lewe vir jou die kosbaarste is, prys te gee, ten einde in 'n verhouding met my in te tree nie, dan is jy nie gereed en jy is nie geskik om my disipel te wees nie. En vriende, net as ons dink nee, dit kan sekerlik nie wees wat Jesus bedoel nie, dan sê Jesus dit nog duideliker in die heel laaste vers van ons gedeelte. Kyk saam met die laaste vers, vers 33. Jesus sê in vers 33, so therefore. Hy therefore beteken hier is die opsomming. Hier is die opsomming van alles wat ek nou gesê het. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. Vriende, laat ek probeer verduidelik wat ek dink by die kruks lê van wat Jesus hierso sê aan die hand van 'n ekskuus tog, ek het 'n paar paras in die keel. Hoor wat Jesus vir ons hierso sê in
aan die hand van die volgende illustrasie. Ek het 'n paar kinders, so ek het 4 kinders en hulle is nou so 'n bietjie ouer, so hulle is nou by 'n stadium waar elkeen nou hulle eie bankrekening gekry het, elkeen het hulle eie bankkaart, en so ons is besig om elke keer as hulle verjaarsdaggeld kry, of elke keer as hulle 'n werkie doen, dan word die geld in hulle bankrekenings ingesit. Nou my jongste laaitjie Finn het uitgefigure dat jy jou kaart swipe by die skool se snoepie, dan kan jy soos pretty much elke dag partytjie hou. En so dit het so stadig maar seker begin gebeur, waar ek hoor van die kaart word geswipe. En so ek het op 'n stadium vir hom gesê, luister hierso Finn, dit is jou geld. Okay, dis jou geld. Jy kan daarmee op die einde van die dag maak wat jy wil, maar weet dit, wat ook al jy gaan kies om te doen met daai kaart gaan kom teen 'n prys. Jy sien Finn wil eintlik baie graag, het hy genoem, hy wil 'n drone vir homself koop. En so ek sê vir hom, as jy daai drone gaan wil koop, dan gaan jy vir jouself moet afvra, wat is dit wat ek die graagste wil hê? En wat ook al jy die graagste wil hê, gaan jy dan jou kaart voor moet aanwend. As dit sweets is, wat jy die graagste wil hê, go for it. Gaan mal. Maar weet dit gaan vir jou 'n drone kos. Maar as dit die drone is wat jou grootste begeerte is, weet dit dan, dit gaan vir jou baie van die sweets by die snoepie kos. En vriende, dit is in effek, dit is die crux van wat Jesus in hierdie gedeelte jou en my kommunikeer. Vriende, hoor mooi, Jesus wil elke liewe een van ons by daai T-aansluiting, die grootste T-aansluiting van die lewe bring. Waar Jesus vir jou en vir my vra, wat is jou hart se punt? Wat is vir jou, vra Jesus, bo alles anders in hierdie lewe, mees kosbaar? Want weet dit, wat ook al vir jou kosbaar is, sal jou kos. En dit is wat Jesus vir ons hierso sê. Jesus maak dit duidelik, vriende, in hierdie gedeelte, dat om waarlik sy disipel te wees, is om nie om soos daai fariseërs te wees in vers 15 nie. Om waarlik sy disipel te wees, is nie om iemand te wees wat net deur die godsdienstige hoep spring, sodat jy eendag by die groot feesmaal by die hemel kan uitkom nie. Jesus maak dit ook duidelik, om sy disipel te wees, is om nie soos hierdie menigte mense te wees, wat oppervlakkig entoesiasties is oor Jesus, want jy hoop Jesus gaan vir jou nou hemel op aarde bring nie. Nee, wat Jesus sê, is dat iemand wat waarlik sy disipel is iemand wat na hom kyk en sê, Jesus, jy is hemel. Jy is vir my meer kosbaar as enige iets en enige iemand anders. Vriende, dit is wat dit beteken om 'n disipel van Jesus te wees. Dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees. Om Jesus se disipel te wees is om iemand te wees wat sê, Jesus, ek wil jou hê, wat ook al dit my gaan kos. Jesus, ek wil jou beter leer ken, en ek wil gemeenskap met jou geniet, en dis wil ek jou volg. En ek is so gretig, Jesus, om jou te hê as die grootste kosbaarste skat van my lewe, dat soos ek jou volg, sal ek alles agter my los, wat nodig is om agter my gelos te word, om jou te volg. En Jesus, ek sal, wat ook al die bagasie is, wat ook al die kruis is, wat ek moet optel en dra, soos wat ek agter jou aanstap, Jesus, ek sal dit doen. Ek sal agter jou aanstap. Vriende, kyk saam met my hier na die woorde van Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, terwyl ons wag vir dit om op die skerm te kom, Dietrich Bonhoeffer was 'n Duitse teoloog en 'n pastoor, wat in die Tweede Wêreldoorlog opgestaan het teen Hitler. Ek moet nog nie daar lees nie, ons sal nou dit saam lees. En hy het opgestaan teen Hitler, en hy was toe in die tronk gegooi, en die hartseer storie is dat letterlik, ek dink dit was soos 'n paar weke voor die einde van die Tweede Wêreldoorlog, toe was Dietrich Bonhoeffer ter dood veroordeel. En soos wat hy, en een van die dinge in daardie laaste jare, wat Dietrich Bonhoeffer geskryf het, was 'n boek van die naam The Cost of Discipleship. En ek wil graag hê ons moet net die volgende woorde hoor van wat Dietrich Bonhoeffer sê in sy boek The Cost of Discipleship.
Hy sê, hier is nou 19 mid-40s. Hy sê the cross is laid on every Christian. The first Christ suffering which every man must experience is the call to abandon the attachments of this world. It is that dying of the old man which is the result of his encounter with Christ. It is as we embark, soos dit begin, it is as we embark upon discipleship that we surrender ourselves to Christ in union with his death. We give our lives to death. Thus it begins. The cross is not the terrible end to an otherwise God-fearing and happy life, but it meets us at the beginning of our communion with Christ. When Christ calls a man, he bids him come and die. En so vriende, al wat ek wil hê ons moet doen in die res van ons tyd saam, is ek wil hê ons moet net saam nadink oor twee implikasies van hierdie ongelooflike stelling van Jesus in Lukas 14 vers 22. Twee implikasies, vriende, as ek en jy begryp wat Jesus hier sê oor homself as die een wat kosbaar is en disippelskap wat kom teen hierdie grootste van kostes. Die eerste ding is, vriende, bereken, eerste implikasie vir jou en vir my, bereken die koste daarvan om vir Jesus te volg. Bereken die koste daarvan om vir Jesus te volg. Kyk baie vinnig saam met my weer in ons gedeelte. Het jy gesien, Jesus het daar in die tweede helfte van Lukas 14 gee Jesus vir ons twee prentjies. Het jy gesien twee illustrasies wat Jesus gebruik? Jesus sê in vers 28 tot 30, hy gebruik hierdie prentjie illustrasie van 'n bouer wat 'n toring wil bou en Jesus sê dat voordat 'n bouer daai toring kan bou, moet hy eers stop. Hy moet eers 'n kosteberekening doen en hy moet homself afvra, het ek die genoegsame vernuf, het ek die geld, het ek die manskappe om hierdie projek deur te kan sien? Want sê Jesus, as hy nie daai kosteberekening in die begin doen nie, dan gaan hy 'n halwe gebou bou, dit gaan 'n mirasie wees en hy gaan bespot word daarvoor. Jesus gee dan 'n tweede presies dieselfde illustrasie wat dieselfde punt maak en Jesus sê dieselfde is waar vir 'n koning wat homself in 'n stryd vind, in 'n oorlog vind teen 'n ander koning. Voordat hy besluit om 'n fight te piek met 'n ander koning, moet hy eers stop en hy moet eers vir homself afvra, het ek dit wat dit nodig is, die nodige manskappe en vernuf om hierdie fight te wen? Want sê Jesus, as die koning dit nie doen nie, wel dan gaan dit tot sy ondergang lei. En vriende, so sê Jesus vir jou en vir my, is dit van absolute kardinale belang vir elkeen wat besluit om 'n disipel van Jesus te wees, om eers te stop, voordat jy opteken, voordat jy die altarcall doen, om eers te stop en te begryp wat dit is, wat Jesus in hierdie verhouding waar jy nou sy volgeling gaan wees. Jesus sê, jy moet eers stop en begryp wat Jesus van jou gaan vra en wat Jesus van jou gaan vereis, naamlik alles. Dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees. 'n Christen is iemand wat besef wie Jesus is, wat die gewig hoor van wat dit beteken om vir Jesus te volg, en wat dan die som gedoen het en dan vir Jesus sê, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees, meer en meer. Dit is, vriende, wat dit beteken om 'n disipel van Jesus te wees. En so kan ek jou vra, as jy vanoggend hier so saam met ons is en jy is nog nie 'n disipel van Jesus nie, kan ek vir jou vra, voordat jy besluit om vir Jesus te volg, bereken die koste. Bereken die koste. Soos Bonhoeffer vir ons gesê het, when Christ calls a man, he bids him or her come and die. En so nie Christen, wees onder geen illusie nie. Dit is wat Jesus almal van ons tot roep. Ja, Jesus roep ons tot 'n nuwe lewe. Maar 'n nuwe lewe impliseer dat daar's 'n ou lewe wat ek en jy nodig het om neer te lê. Nie Christen, as jy sou besluit om vir Jesus te volg, weer dit goed. Jesus roep jou om van hierdie punt af vorentoe nie meer die koning van jou eie koninkryk te wees nie. Maar om te sê, Jesus, jy is die koning van die enigste koninkryk. Nie Christen, as jy sou besluit om 'n disipel van Jesus te word, weet dit, van daardie dag af gaan hy van jou vra om nie meer jou eie kop te volg,
en om jou eie hartsbegeertes na te jaag nie. Wat dit beteken om sy disipel te wees, is om te sê, Jesus, ek gaan my lewe onder die wysheid van jou woord inrig. Jesus, ek gaan jou najaag as my grootste skat. Besef dit nie, Christen, om 'n disipel van Jesus te word, kom teen 'n prys. In wêreldse terme sal dit jou reputasie en jou aansien in die oë van die wêreld kos. Dit sal jou dit kos. In die oë van die wêreld sal dit jou baie gemak en baie weelde kos, as jy sou besluit om 'n disipel van Jesus te word. En as jy 'n disipel van Jesus word, gaan daar gaan baie aardse plesiertjies, as ook prioriteite van 'n wêreld wat vir hulle self lewe, sal daar wees wat jy sal moet neerlê, agterlaat. Weet dit nie, Christen, besef wat jy vooropteken voor jy 'n disipel van Jesus word. Maar indien jy hierso sit en jy is reeds 'n disipel van Jesus, kan ek vir jou presies aanspoor tot dieselfde ding. Christen, hou aan om die koste van disipelskap te bereken. Dit is treffend in ons gedeelte, ek dink dit was vers 27, het Jesus gesê dat sy disipels is mense wat hulle kruis optel. In Lukas hoofstuk 9 vers 23 sien ons amper presies dieselfde stelling, maar uit 'n klein wysiging wat belangrik is. In Lukas 9 vers 23 sê Jesus die volgende woorde: If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. Met ander woorde sê Jesus vir sy disippels, die Christenlewe is nie 'n lewe waar jy eers in die verlede jou hart vir die Here gegee het nie. 'n Christen is iemand wie se hart nou altyd aan die Here behoort, en so die Christenlewe is 'n lewe waar jy daagliks besig is om te stry om Jesus sy regmatige plek as jou eerste liefde in jou hart te hou. En so vriende, om 'n Christen te wees, en ek dink ons weet, maar ek dink ons vergeet dit. Om 'n Christen te wees beteken jy's eintlik iemand wat jouself daagliks deurgangs aanhoudend by daardie T-aansluiting in die lewe vind. Vriende, dis waar van die groot besluite wat ek en jy as Christene geroep word om te maak in die lewe, en dit is waar van die kleinste besluitjies wat ek en jy maak. Hoe gaan jy nou reageer in hierdie situasie? Wat gaan jy nou hier doen? Wat gaan jy nou daar sê? Vriende, by beide die groot T-aansluitings in ons lewens en by die kleinste van T-aansluitings in ons lewens is die vraag: gaan ek en jy vir Jesus volg? Gaan ek my eie kop nou volg? Gaan ek nou my hartsbegeertes najaag in hierdie oomblik, klein of groot? Of gaan ek nou vir Jesus volg? O Christen, volgeling van Jesus, kan ek jou aanspoor, volg vir Jesus. Volg hom. Volg vir Jesus. In die taal van vers 25, soos wat Jesus al praat van dat daar 'n kruis om op te tel. Christen, kan ek jou vra, wat is die kruis wat Jesus jou roep om op te tel? 'n Kruis is 'n ding, soos ons net nou gesê het, wat swaar is. 'n Kruis is 'n ding wat moeilik is om te dra. 'n Kruis is 'n ding wat seer maak, soos jy dit dra. En as jy 'n disipel van Jesus is, vriendin, ek dink op hierdie oomblik jy weet, wat is daardie dinge in jou lewe wat Jesus vir jou sê, tel dit op. Tel dit op. Stap agter my aan. Wat is dit vir jou, Christen? Wat is die ding wat Jesus jou roep en sê, volg my, vertrou my in hierdie ding, wees gehoorsaam in my in hierdie ding, tel dit op en stap agter my aan. Maar vriende, soortgelyk, kyk aan vers 33, net soos wat daar 'n kruis is vir jou, iets positieweliks wat ek en jy moet optel, sê Jesus vers 33, is daar dinge wat ek en jy moet afgooi. Dinge wat ek en jy moet neerlê, vers 33. Christen, kan ek jou vra, wat is dit vir jou? Ek dink net soos die kruise wat ek en jy weet, Jesus vir ons vra om op te tel, weet ek en jy, daar sekere dinge wat ek en jy aan vashou. Daar sekere dinge wat ek en jy aan vasklou. Wat Jesus vir ons sê, laat staan dit. Lê dit neer. Hou op om jou geloof in dit te sit. Hou op om te dink dit gaan vir jou vrede en vreugde kan bring. Hou op om te dink dat dit kan vir jou 'n iemand maak. Hou op om jou sekuriteit in dit te vind. Vriendin, wat is dit vir jou? Dis verskillend vir ons elkeen. Wat is die kruis wat Jesus jou roep om op te tel? En wat is daardie dinge
wat Jesus vir jou vra, vers 33, om neer te lê. Christen, onthou presies dieselfde woorde van Dietrich Bonhoeffer, when Christ calls a man, he bids him come and die. Maar dit bring ons by die heel laaste ding. Die vraag is, hoekom dan? Hoekom sal enige iemand hierdie lewe kies? Waar jy sê, ek gaan my lewe neerlê, ek gaan alles prys gee vir Jesus. Hoekom sal iemand 'n Christen word en aanhou 'n Christen wees? Hoekom sal iemand hierdie koste aangaan? En dit is die laaste implikasie wat ek wil hê ons moet verstaan. Vriende, eerstens bereken die koste daarvan om vir Jesus te volg, maar dan tweedens en laastens besef die wins. Besef die wins daarvan om vir Jesus te volg en vir Jesus te ken. Dit is eintlik baie eenvoudig, nê? Dit is soos enigiets anders wat ek en jy koop, dit is soos my laaitie fin in daai spie. Vriende, ek en jy sal net 'n sekere koste aangaan as ons dink daardie ding wat ons kry in return is kosbaar. Dit is die geld die moeite werd. En so, vriende, sê hierdie gedeelte vir ons, en sê Jesus vir jou en vir my, besef dat daar's hierdie koste, maar dit is die moeite werd, want ek is kosbaar, ek is meer kosbaar as alles anderste wat jy in hierdie lewe kan bekom. En hierdie is die rede, vriende, hoekom Jesus so kosbaar is. Dit is die evangelie. Vriende, ek wonder, kyk saam met my terug daar na daai gelykenis. Kyk na die gelykenis van die groot feesmaal. Ek wonder of jy jouself in daai storie sien. Want ek en jy is in daai storie. Ek en jy in die gelykenis is die armes. Ons is die krepeles, ons is die blindes, ons is die verlamdes. Ons is 'n mense, vriende, sê die Bybel, wat weens ons sondes nie waardig is of welkom is van nature om by God se ewige feesmaal aan te sit nie. Dit is wie ek en jy in daai gelykenis is. Vriende, maar het jy vir Jesus in daai storie gesien? In die gelykenis is Jesus niemand anderste as die eienaar self, wat nie net sommer een of ander dienskneg stuur nie, hy word self die dienskneg. Hy gaan uit, hy verlaat sy woning en hy kom as die lydende dienskneg, as die lydende dienaar, en hy kom om armes en krepeles soos ek en jy te kom haal en ons te kom neem om saam met hom by die feesmaal te wees. In die taal van vers 26, kyk na vers 26, vriende, Jesus is niemand anderste as God die Seun wat sy Vader se huis verlaat het nie, wat gesê het, ek sal dit prys gee. Jesus is vers 27 die een wat letterlik sy eie kruis opgetel het. En hy het Golgotha toe gestap. En Jesus het goed geweet wat dit hom sal kos. Jesus het op daai kruis gegaan en daar het hy as die een wat God se koninkryk gebou het, was hy daar bespot. En hy was daar as die ware koning. Het dit vir 'n oomblik gelyk asof hy totaal en al verslaan is. Vriende, Jesus vers 33 het alles prysgegee. Selfs sy Vader se teenwoordigheid en sy Vader se sins. Jesus het dit alles neergelê. Hoekom? Sodat ek en jy wat buite die huis was, wat nie welkom was of wat nie waardig was, sodat hy ons kan kom kry het, sodat hy ons kon kom koop het, sodat hy ons kom haal het, sodat Jesus vir jou en vir my kan sê, kom, jy is nou welkom by my Vader se ewige feesmaal. Hoor asseblief tog mooi, vriende, hierdie is die eintlike wins daarvan om vir Jesus dan te ken. Om vir Jesus te ken, hierdie is die wins. Dit is nie uiteindelik so seer dat jou en my sondes vergewe word nie. Dis great, maar dis nie die ultimate ding nie. Die wins van disippelskap is ook nie eers dat ek en jy eendag by die ewige feesmaal gaan wees nie. Dis great. Maar dit is ook nie die disippels van Jesus se grootste skat nie. Die grootste kosbaarste van skatte vir Jesus disippels is dat hulle vir Jesus het. Dat hulle nou op hierdie paadjie, soos wat hulle op pad is na die ewige feesmaal toe, dat hulle nou saam met Jesus kan woon en wandel, dat hulle saam met hom die lewe doen. En dat hulle dan vir alle ewigheid saam met hom by daai tafel gaan sit en dan hom gaan geniet vir alle ewigheid. Vriende, dit is die wins van Christendom. Sluit hiermee af.
Ek sluit hiermee af. Vriende, weet dit goed. Weet dit asseblief goed. Lees die klein skrif om 'n disipel van Jesus te word en om 'n disipel van Jesus te wees, gaan jou kos. Dit gaan vir jou kos, maar dit is 'n koste wat jy wil aangaan. Want deur daai koste aan te gaan, word jy nie armer nie, jy word ryker. Want dit gee vir jou Jesus en hy is die kosbaarste van skatte. En so vriendin, mag ek en jy wys wees. Mag ek en jy wys wees. Mag ons mense wees soos Paulus in Filippense 3. Mag ons mense wees wat sê, whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things, and I count them as rubbish, so that I may gain Christ. Vriende, kom ons wees wys. Kom ons gee ons lewens vir dit wat die kosbaarste van skatte is. Kom ons bid saam. Vader, ek wil eindig met dieselfde gebed wat ek mee begin het. Your Majesty, I can't but bow, and so I lay my all before you now. In royal robes that I don't deserve, I now live to serve your Majesty. Here, ek bid vir elkeen van ons dat ons sulke mense sal wees, 'n mense wat vir Jesus sien as meer kosbaar as enigiets anders. Ag Here, sal U deur die Gees die oë van ons harte oopmaak om vir Jesus te sien as meer kosbaar. En Here, sal U deur die Gees vir ons roep en vir ons in staat stel om alles neer te lê ten einde agter Jesus aan te stap en saam met Jesus te wees. Ons bid dit in sy goeie naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.